Goeienaand broeders en susters. Ons sit so en dan raak ons 'n oomblik stil in die teenwoordigheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word hier ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing saam vanaand die skrifpruiming waarmee ons verlede Sondag aand ook afgesluit het, en dit is die lied van die Lam, skrifpruiming 5:3, aan U o Lam van God, 'n nuwe lofgesang. Ons sing vers 1 en vers 2, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat ons vanaand ook saam so ons dankbaarheid kan uitjubel. Dankbaarheid dat ons mag weet dat ons in en deur ons Here Jesus Christus U kinders geword het. Dankbaarheid dat ons mag weet, dit is U wat U enige gebore seun gegee het, sodat elkeen van ons wat in sy offer glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Juis omdat die losprys met die bloed van ons Here Jesus Christus betaal is. En daarom vra ons ook vanaand dat U hierdie wonderlike evangelie ook in ons lewens sal seën wanneer ons nou daarna luister. Dat dit in elkeen van ons lewens 'n nuwe dankbaarheid sal opwek,
sodat ons werklik ook as verloste mense sal gaan leef. En moedig teen die sonde in onsself, in die wêreld en die bose self sal weerstand bied. Ons bid dit omdat ons onsself ken as sondaar mense, wat alleen na U toe kan kom, deur ons Here Jesus Christus. Amen. Vanaand dan, broeders en susters, die teksgedeelte in aansluiting by dit wat ons ook gesing het oor Jesus Christus, waar hier so mooi staan, toe U as offer vir ons sondeskuld geslag is. Sien 'n mens dat hierdie offer van ons Here Jesus Christus word dan in Hebreërs hoofstuk 10 vergelyk met die offers van die Ou Testament. En vanaand luister ons na die gedeelte wat handel oor die offers van die Ou Verbond. Hebreërs 10 vanaf vers 1. Die wet van Moses is slegs 'n skadubeeld van die weldade wat sou kom, nie 'n werklike beeld daarvan nie. Voortdurend jaar na jaar word dieselfde offers gebring en tog kan dit die wet jaar na jaar word dieselfde offers gebring en tog kan die wet die wat die offers bring nooit volkome van sonde vrymaak nie. As die wat offers bring eens en vir altyd gereinig en nie meer van die sonde bewus was nie, sou hulle immers opgehou het om offers te bring. Maar nou herinner die offer juis jaar na jaar aan die sondes, omdat die bloed van bulle en bokke onmoontlik die sonde kan wegneem. Daarom sê Christus met sy koms in die wêreld, dit is nie diereoffers en graanoffers wat U wou hê nie, maar die liggaam wat U my gegee het. Brandoffers en sondeoffers het U nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om U wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Eers sê hy, diereoffers en graanoffers, brandoffers, sondeoffers, wou U nie hê nie en het U nie behaag nie. Hoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Daarna sê hy, kyk, ek het gekom om U wil te doen. Hy skaf dus die eerste offers af om 'n ander offer in die plek daarvan te stel, omdat God dit so wou. Is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Vanaand dan hierdie laaste vers, omdat God dit so wou, is ons vir hom afgesonder deurdat Jesus Christus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Nou ons gaan vanaand stilstaan by Sondag 6 van die Heidelbergse Katekismes en kom ons luister saam daarna. Ons kan dit saam lees ook op die bord. Mens moet altyd onthou die indeling van die Katekismes, ons sonde en ellende waaraan ons onderwerp is, die straf wat dit meebring, die ewige dood, en dan die tweede deel van die Katekismes wat gaan oor verlossing, hoe ons verlossing kry, en Sondag 6 val dan onder daai gedeelte. En die vraag word daar gevra, waarom moet hy, en dit is ons verlosser, 'n ware en regverdige mens wees? Dan is die antwoord omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir sonde moet betaal. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. En dan ook die vraag, waarom moet hy terselfdertyd God wees, om deur sy krag van sy godheid die las van die toorn van God aan sy mensheid te kan dra, en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. En dan ook vraag 18, wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Dan is die antwoord ons Here Jesus Christus, wat God vir ons tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en
volkome verlossing gegee het. En dan is die vraag, waaruit weet jy dit? Dan is die antwoord uit die heilige evangelie, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders en die profete laat verkondig, en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. Eintlik het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. Dit dan ons teksgedeelte vir vanaand. Ons sing nou saam Skrifpruiming 18:1 en ons gaan saam sing vers 4 en vers 5. Kom ons staan vir die sing daarvan, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem. Kyk mooi, as ons vers 5 sing, van die mense van wie ons hier sing, dan staan daar, hulle het in die bloed, deur Gods genade, hul kleed gewas en vlekloos rein, mag hul nou in straalgewade as priesters voor Gods troon verskyn. En dan die bloed waarvan hier gepraat word, is die bloed van die lam van Jesus Christus. Ons sing vers 4 en vers 5 saam. So staan dit hier dat Jesus sy liggaam as offer gebring het, eens en vir altyd. Eens en vir altyd. Miskien ken jy Jesus se eie woorde aan die kruis ook, toe hy uitgeroep het, dit is volbring. En die vraag waarby ons vanaand stil staan is, hoekom? Hoekom is dit volbring? Hoekom eens en vir altyd? Hoekom kon net Jesus Christus en niemand anders nie eens en vir altyd aan die eis van God se geregverdige oordeel voldoen? Maar dis 'n antwoord op hierdie vraag wat ons vanaand dan na Sondag 6 gaan kyk, en belangrik dat ons sien die antwoord op hierdie vraag in ons teksgedeelte. Hebreërs 10. Hoor 'n bietjie in die eerste 10 verse hoe weer klink dit daar. Vers 5 het ons gehoor wat u wou hê nie.
Vers 6 weer het die woorde, het u nie behaag nie. Vers 7 staan daar, om u wil te doen. Vers 8 staan daar, wou u nie hê nie, en het u nie behaag nie. Vers 9 weer 'n keer, sê Jesus, ek het gekom om u wil te doen. In vers 10 vat dit saam, omdat God dit wou. Al hierdie verse sê vir ons, dit gaan oor die wil van God. Die wil van God waaraan Jesus eens en vir altyd voldoen het. Die wil van God waarop hy uitroep, dit is volbring. Ons het eens en vir altyd verlossing na God se wil ontvang deur die offer van ons Here Jesus Christus. Hy het voldoen aan al die vereistes wat God self gestel het vir ons verlosser. Watter vereistes? In die eerste plek dat hy ware mens moes wees, maar ook sondelose mens moes wees. Dis wat God wou. Dis die eis van God se geregtigheid. Maar aan die ander kant, dat Jesus ook ware God is. En dit moet ons raak sien, ons Here Jesus, en Hebreërs sê dit so mooi, hoor die woorde, wat God vir ons gegee het, en so bely ons dit ook, wat God vir ons gegee het, tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing, verlossing eens en vir altyd. En dis die mooi daarvan. Dis wat die Hebreërskrywer eintlik vir ons wil tuisbring, nie die skadubeeld van verlossing soos die mense voor die geboorte van Christus gehad het nie. Onthou 'n bietjie die tyd voor Christus, die tyd toe hulle offers moes bring in Jerusalem, jaar na jaar teruggaan om weer en weer dieselfde offer te gaan bring. Mens moet dit onthou. Daar moes die priester self die offer ontvang en in die tempel invat en dit gaan offer om versoening vir hulle sondes te doen. En die voorskrif vir hierdie offerdiens, weet ons, het God self voorgeskryf. Hy het dit vir die Israeliete gegee in die wet van Moses. Ons kan gaan lees daarvan in Exodus en Levitikus, Numeri. Tog was hierdie offers maar net 'n skadubeeld, sê Hebreërs vir ons. 'n Skadubeeld van die weldade van God wat moes kom. Was nie die werklike beeld daarvan nie. Dit was nooit die ware Jakob nie. Dit was nooit die volmaakte offer of die volkome offer nie. Elke jaar moes hulle teruggaan om weer en weer en weer die offers te bring. Daarom sê die Hebreërskrywer, was dit eintlik bedoel om hulle juis aan hulle sondigheid te herinner. Iemand het dit eendag mooi verduidelik, hy het gesê, mens kan hier dink ook aan iemand wat pille drink omdat hy of sy siek is. Maar hy hou op pille drink die dag as hy gesond is. En so was dit met die offers van die ou verbond. Die mense het nooit gesond geword nie. Hulle het nooit ophou offer nie. Hulle kon nooit ophou om die pil te drink nie. Ja, as die offeraars so gereinig was van hulle sonde, dan sou dit mos nie vir hulle nodig gewees het om weer 'n keer te gaan offer nie. Maar dis juis hierdie herhaling van die offers in die ou verbond, wat hulle dan teruggebring het en gewys het, maar eintlik is hulle siek. Want hulle is nooit geheilig deur die offers nie. Nooit rein gewees nie, nooit so dat hulle voor God kan gaan staan sonder om te sterwe nie.
Want onthou, dit was nie die offer wat God wou gehad het nie. En in vers 4 sê hy dit onomwonde, die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Verder aan nog duideliker, dis nie die offerdier of die graanoffer wat God wou hê nie. Brandoffers en sondeoffers het God nie behaag nie, sê hy. Want al daardie offers voor die koms van Jesus Christus het nie aan die wil van God voldoen nie. Dit kon nie die prys van die mens se sondeskuld betaal nie. Maar onthou die doel altyd. Dit het dieselfde doel gehad as wat die 10 gebooie vandag het. Dit herinner ons ook aan ons sondigheid. Dit herinner ons hoe nodig ons die verlossing het wat God vir ons gee. Dit wys vir ons op elke mens se behoefte aan die volmaakte offer van Jesus Christus. We sien alles wat God vir ons oor ons verlossing geopenbaar het, deur die monde van die aardsvaders, deur die monde van al die profete in die Ou Testament, vanaf Adam en Eva tot by Openbaring, al daardie tekste en daardie goed in die Bybel kom terug by een punt en dit is by Jesus Christus. En hy het al daardie dinge kom vervul. Alles waarvan die offers in die tyd voor Christus 'n teken vir die mense van was, het in Jesus Christus se volmaakte offer 'n werklikheid geword. Daarom sê die Hebreërskrywer, eens en vir altyd is die voldoende offer gebring, 'n offer wat voldoen aan die wil van God. Hoekom? Hoekom kan dit aan die wil van God voldoen? En dis die mooi as mens na die teksgedeelte toe kom. Waar dit staan, dis nie diereoffers of graanoffers wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u my gegee het. Hoor ons dit, dis omdat God die handelende is. Omdat God vir Jesus Christus ons Here sy liggaam gegee het. Dis omdat God dit so wou hê, dat hy afgesonder is om sy liggaam as 'n offer te bring vir ons sondes, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons ken almal daardie woorde uit Johannes 3 vers 16. Maar net die volgende vers sê dit ook, God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. God het hom gegee, God het hom gestuur en hy was self God. En daarom sê ons Jesus het aan al die vereistes voldoen vir 'n verlosser wat God gestel het. Die verlosser wat God wou hê. Ware mens, ware God. Mens, omdat die geregtigheid van God vereis dat 'n mens vir die sonde van 'n mens betaal, en iemand met 'n menslike natuur soos Adam ook vir die mens se sonde moes betaal, soos wat Adam die mens in die skuld gedompel het. En dis seker die mooiste van vanaand se teksgedeelte of die evangelies, is dat Jesus het geweet waarvoor die Vader hom na die wêreld toe gestuur het. Hy het geweet dat die liggaam wat die Vader hom gegee het, letterlik bedoel was om geslag te word, om geoffer te word, as 'n volkome versoeningsoffer vir elkeen wat in hom glo. Jesus het presies geweet watter diep lyding en vernedering hy sou moes deurgaan.
Hy het presies geweet van die ongekende pyn, uiteindelik die bange God verlatenheid, die dieptes van die hel, waardeur hy as mens moes gaan, om die vloek van God op ons sondes op hom te neem. En dis juis hoekom hy ook ware God is. Want geen mens kan uit eie krag die toorn van God dra nie. Geen mens kan uit eie krag die oorwinning oor die sonde behaal nie. Sy goddelike natuur gee hom juis die krag na sy menslike natuur om die volmaakte offer te kan gaan bring, om in volmaakte harmonie met God se wil te wees. Soveel so dat hy die aand voor sy kruisiging daar in die tuin van Getsemane kon bid. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dis, broers en susters, dis hoekom hy aan die kruis kon uitroep, dis volbring. Want die wil van God, alles waarvan die heilige evangelie getuig, is volbring. Deurdat Jesus sy liggaam as 'n offer gegee het en ons eens en vir altyd vir God afgesonder het. Dit wil sê dat hy ons geheilig het om God se kinders te wees, om in die diens van God te staan, vrygemaak van die sonde, priesters van die Allerhoogste. Soveel so dat ons nie eers meer nodig het om jaar na jaar dieselfde offer te bring nie. Nee, by ons is dit die teendeel. Ons word keer op keer elke Sondag in die kerk, volgende Sondag by die nagmaal herinner. Herinner daaraan dat die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus. Ons middelaar, wat volkome aan die wil van God voldoen het. Reeds ons sondeskuld betaal het. En daarmee sluit ons af, kom ons onthou dit, ons het verlossing na God se wil deur die offer van ons Here Jesus Christus. Hy het voldoen aan al die vereistes wat God gestel het vir ons verlosser. Hy's ware mens, hy's ware God. Ons Here Jesus, wat God ook vir ons gegee het. Gegee het om ons te verlos. Eens en vir altyd. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, almagtige God, dankie dat ons vanaand ook weer die bevestiging van die evangelie kon ontvang, dat U self vir ons 'n verlosser gegee het, gestuur het. U enige gebore seun wat mens geword het en onder ons kom woon het, wat die sonde kom oorwin het en die sonde skuld wat op ons gerus het, betaal het. Daarom bid ons vanaand dat U ook deur die Heilige Gees ons met hierdie wete sal troos, dat ons nie ons hulp en ons blydskap en ons vrede op ander plekke sal gaan soek, as juis by ons Here Jesus Christus nie. Ons vra dit in sy naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes te gee.
Kom ons loof die Here, Psalm 116. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. Ek roep hom aan in al my lewensdae. Hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. Ons sing vers 1, 5, 7 en 10 saam. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.